Want die tweede deel van Jesaja 61 praat van saad wat geplant word en dan groei dit op. As ons kyk na vers 11. In hierdie proses van wag, begin 'n oes nie by die vrug wat aan die wingerd hang nie. Die oes begin wanneer die saad in die grond gesit word. En weet julle wat gebeur? Die oomblik wat ons die saad in die grond sit, dan kom ons elke keer terug na daai saad toe. Want dis die belofte en ons vra, Here, hoekom gebeur hier niks nie? Ek kom elke dag en ek bid daarvoor. Ek gooi dit nat. En Here, ek gooi dit nat. En Here, ek gooi dit nat en hier gebeur net niks. Die oomblik wat jy in die posisie kom waar jy 'n belofte van God af kry en jy vat daai belofte, dan plant jy eers. Dan begin die periode van wag. Jy sien, as jy twyfel of jy die saad geplant het, gaan jy altyd dink dis net grond wat daar lê. Maar as jy seker is daarvan dat ek in hierdie rytjie geplant het, almal stap verby en sien niks groei nie, maar jy weet hierdie is die plek waar ek saad gesaai het. Is julle met my? Ek sit die belofte in die grond, maar ek sien nog niks gebeur nie. John Maxwell het my 'n groot les geleer. Hy sê, be careful who you share your vision with. Want weet julle wat doen ons? Hier is vir iemand. Elke keer wat iemand na jou toe kom, dan ruk jy die saad uit die grond uit, want jy wil bevestig. Dan sê jy, kykie, ek het 'n belofte van God, en dan sit jy hom weer terug. Julle het my. Dan kom die pastoor, kyk, ruk ons daai saad weer uit, kykie pastoor, ek het 'n belofte van God. Jy sien, jy gaan hom nog een keer uit die grond uitruk, dan is dit te laat. Want dan het hy droog geword. Los jou saad in die grond. Hou vas aan daai belofte. Jy's die een wat dit water gee. Jy's die een wat weet, Here, ek het klaar gesê, ek het klaar gevra. En ek en Kent het so 'n mooi storie gehad, hy het nie geweet oor die preek vandag gaan nie. Kent en Mihana is op dieselfde bladsy. Ek is nog nie daar nie. Ek is eerlik, ek ruk nog die saad uit. In my stilte tyd ruk ek hom uit, dan kyk ek weer, Here, is mos reg, nê? OK. Hulle sê dit, dan gebeur dit. Hulle sê, ons gaan nie eers meer vra en smeek nie, die Here het klaar gesê, dis reg. Dan wag ek. As iemand teen dit praat, nee, moenie doodspreek nie, die Here het so gesê. Nee, moenie sê nie, want jy sien, hoe meer jy dit uit die grond uit lig, hoe meer kritiek lewer mense. Is dit die regte saad? Dink jy dit het die potensiaal om te kan groei? Hulle begin vra, wat se saad is dit? Wie die saad vir jou gegee? Waar kom dit vandaan? En daar kom 'n dag wat jy daai saad uithaal en net neersit. Want jy dink, dis nie vir my nie. Hierdie saad is nie vir my nie. Die ander persoon loop en hy soek beloftes van ander mense. Hoor gou vir my baie mooi, jy plant saad van ander mense. Dan kom daar goed op wat jy nie voorgevra het nie en ook nie nodig het nie. Want God gee wat jy nodig het op die regte tyd. So as ons praat van saad, wil ek so 'n paar goedjies net lees. Markus 4:26-29 sê, en hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap, en hy staan op, nag en dag, en die saad spruit uit, en dit word groot. Dit is hoe dit werk. Die saad spruit uit, en dit word groot. Jy sien, ons nooi ook mense op die verkeerde tyd, want die saad kom uit, en dan wil ons dit celebrate. En die mense wat kom om te kyk, vertrap die saad wat jy geplant het. Daai plantjie is net so klein, en hulle vat aan daai plantjie. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê, jou belofte is tussen jou en God. Die realisering is jy het hom in die grond gesit en jy wag. Dis die realisering van jou belofte. Wie jy is in God. Belofte wat jy kry, plant hom. En wag dat God hom op die regte tyd laat uitkom.
Die woord praat baie daarvan en ek skiep 'n vers in Psalm 1 sê hy dat jy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs die waterstrome, hoor gou, en die vrug dra op die regte tyd. Jou belofte gaan kom op die regte tyd. Wil julle weer sê? Jou belofte kom op die? Weet jy nou net herinner die duiwel? Want jy sien, hy's eerste by jou saad. Hy's eerste hier om te kyk. En as jy nie daai belofte vat en hom plant nie, en jou geloof bysit, en jou hoop insit in Christus nie, dan gooi jy daai saad, soos die woord sê, sommer net so. Die voëls pik dit op, die teerpad. Vanmôre word ek wakker met hierdie ding van isolasie. Mense wat al op God gewag het vir 'n belofte, gaan hierdie goed verstaan. Jy gee jou lewe vir die Here. Jy reageer op die roeping wat God oor jou lewe het. God vra goed van jou. God vra, ek gee vir jou 'n bediening en ons gaan afsluit met dit. Hoekom gee ek vir jou hierdie belofte? Hoekom gee ek hierdie bediening vir jou? Hoekom voorsien ek in hierdie manier in jou lewe? Want daar's 'n doel daarvoor. In die periode van waar jy die belofte kry, waar die belofte moet realiseer, in daai tyd is baie keer die alleenste tyd van jou lewe. Kom ons gaan na geregtigheid toe. Jy sien, dis die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee en daaroor begin getuig, dat jou vriende wegval. Want jy sien, hulle is te gewoond aan wie jy was. En hulle sal sê, jy het verander. En die eerste behoefte wat hulle het, is om kerk toe te kom om vriende hier te maak, maar hulle vergeet. Die een wat saam met jou Spar toe gaan ook saam met jou kerk toe. Jy sien, ons kry nie heilous as ons hier inkom nie. Ons is nie perfek in hierdie gebou nie. Maar ons kom met daai verwagting, hoekom? Want ek het my ou lewe en vriende afgelê, dan sit ek die verwagting op die kerk, om te sê ek soek nuwe vriende. Wat as ek vir jou sê, daar's 'n tyd wat jy alleen gaan wees? Want jy sien, jou vertroue moet op God wees, en nie op mense nie. Jy het eers op hierdie klomp vertrou om jou gelukkig te maak, en nou skuif jy daai pakkie net so oor. Ja, hierdie is 'n gemeenskap. Ja, hierdie is 'n veilige plek. Nou die dag het iemand vir my gevra, hoe kan hy betrokke raak in die gemeente? Toe sê ek, mense wat na hierdie gebou toe kom, van hulle is so eensaam. Al wat ek jou vra is, kom 10 minute vroeër kerk toe, en loop van sitplek tot sitplek. Begin net die mense groet wat jy ken. Hoor gou my hart, daar is 'n behoefte. Maar moet asseblief nie jou vertroue in daai mense sit nie. Want dan bel julle my nou weer. En sê, pastoor, daai een wat saam met ons kerk toe kom, hulle groet my nie in die dorp nie. Gewoonlik trap ek mos nou die een uit wat groet. Want jy sien, wanneer mense aan boord kom, dan verander ons die belofte wat God vir ons gee. Daai tyd is isolasie. Daai tyd is 'n alleentyd van vorming. Moenie dit vir iemand anders gee om dit in jou lewe te doen nie. Doen dit vir jouself, saam met God. Ek onthou in die tyd wat ons hierdie kerk gebou het. Ons het hierdie gebou met R230,000 in die rekening vir stoele. Tannie Ans, toe sê ek vir die kerkraad, meer as genoeg geld. En ek gaan julle stoele koop. Toe ons die bome afsny, die hele dorp kom vra, wat gebeur nou? En het hulle my uitgetrap hoor. Toe breek ons die mure af wat hier om die kant is. Toe word ek weer gebel. En mense wat eers die kerk gaan, nie kom trap my uit. Oor wat hier gebeur. Maar ek onthou, vir 18 maande het ek elke oggend Vida Kafee toe gery. Ek het my koppie koffie gekoop en ek het op hierdie grond waar julle nou sit, so vinger alleen geloop en bid. Elke oggend vir 18 maande. Party oggend het ek hier geloop en juig oor geld wat voorsien was, oor 'n muur wat opkom om Abraham. Ander oggend het ek hier geloop en huil, want daar is nie geld nie, en die volgende persoon moet betaal word. Maar hierdie was 'n belofte wat ek van God af gekry het. En ek moes hom plant, en ek moes wag. In hierdie tyd het ek nie almal om my gebring nie. Ek het geestelik so gestaan, om hierdie pad te stap.
Ja, die kerkraad was daar, oom Abraham was daar, die mense was almal daar om te ondersteun, but spiritually, this was my battle. Hou op om 'n army bymekaar te maak, hulle gaan jou lewe vernietig. Want jy sien, die oomblik wat ons alleen is in jou isolasie, draai jy heel eers na die persoon toe by wie jy was. Ek sê vanmôre, as jy terugdraai na die persoon toe by wie jy was, gaan jy word wie jy was. Neem die tyd om weg te stap, dat jy nie jou habits oorsit na die volgende persoon toe nie, maar laat toe dat God in geregtigheid jou verander in die tyd wat jy stoksiel alleen is. Want dis waar jy geloof opbou. Dis waar jy naby aan God kom. Nie tussen almal en oral nie. Daar's 'n tyd van isolasie, wanneer daai saad in die grond is om op te kom. Die laaste opmerking wat ek wil maak is, as jy 'n belofte het, en ons het dit al gesê, en jy dink daai belofte is om jou ryk te maak, maak jy die grootste fout van jou lewe. Nêrens in die Bybel het God iemand gebless om hulle self te bless nie. En ek gaan so ver as om te vra, wat het jy in jou hand? Want miskien beperk dit jou oor hoe jy dit aanwend. En ek sê vanmôre hier om oor hierdie kerk en sy finansies te praat nie, die Here is vir ons baie goed. Jy kan kies of jy deel word of nie. Ek smeek nie vir geld nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, as jy die geld wat jy het nie reg bestuur nie, moenie eers waag vir die Here vra vir meer nie. Weet jy hoekom? Want hy kan jou nie vertrou daarmee nie. Die Here gaan jou vertrou met wat jou kapasiteit is. En kapasiteit gaan nie oor hoeveel nulle jou bankrekening staat kan vat nie. Kapasiteit gaan oor wat doen jy met dit wat God vir jou gegee het. Vergeet van geld, ek praat van tyd. Ek praat van 'n belofte van jou ministry. Is jy reg as God jou bless, dat jy jou ministry kan uitleef? As ek op die strand sit, doen ek iets altyd. Ek vat 'n handvol sand. En ek probeer kyk, wanneer het ek die meeste sand in my hand? Hoe stywer jy sand vashou, hoe minder het jy oor. Hoe oper jou hande is, hoe meer het jy binne in jou hande. Dit is so eenvoudig soos dit. Hoe stywer jy vashou, want jy sien, hoe stywer jy vashou is wanneer jy die belofte met iemand anders deel en hulle sê jou droom is te groot, Jan. Dan begin jy vashou aan wat jy het. Want ek kan nie dit ook verloor nie. En as jy jou hand oopmaak, het jy niks. Maar jy sien, wanneer jy belofte van God het en jy is in jou fase van wag, dan realiseer dit wanneer jy dit skep en jy hou dit so vas. Jy kan, hoe meer jy doen met dit, hoe minder het jy oor. Want as jy probeer om dit te bære, het jy niks. Hou dit net so. En die Here gaan gee en die Here gaan neem. En dis oukei, want dis hoe God werk. Kan het julle my? Die realisering van 'n belofte begin hier met jou posisie. Is jy geregtig voor God? Hoe kom ek geregtig? Verhouding met die Here. Tweede ding is, vat jou belofte en plant hom in die grond. Hou op om dit met almal te deel, want mense verstaan nie wat jy moet doen nie. En ons kry dit. Ons wil klankbord, noem ons dit. Wanneer jy klankbord, begin mense inspraak gee. As die Here vir jou gesê het, jy moet 'n mighty man reël, en daar's niks geld nie, en as 300 kaartjies verkoop, was dit 6 weke of 4 weke voor die tyd, die eerste mighty man. Ek en Beatrice is kinders van die Here, en ons sê vir Jean, het jy reg gehoor? Ek's 'n pastoor en ek vra, moet ons nie maar net vir 500 mense regmaak nie? Ek was die eerste een, ek is Jean se pastoor, ek is die een met wie hy klankbord, wat vir hom gesê het, Jean, vergeet van 'n plaas. Kom ons begin in die Oosgemeente. Dit was ek. En Jean sê, nee, die Here het gesê op die plaas. As die Here vir jou 'n woord gee,
vat daai saad en plant hom. Wees versigtig met wie jy hom deel, want mense gee te veel inspraak. Hou op om hom uit te haal en in te sit, uit te haal en in, los hom. Kyk hoe die Here hom laat groei. En wanneer hy groei, kom sê ek vir jou, dis nie vir jouself nie. Dis wat God deur jou doen en nie vir jou doen nie. Ek wil die skrif net lees, Genesis 12 vir Abraham. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land uit en jou familie, en uit jou familie, uit jou vaderhuis, na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en ek sal jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En wat word ons vandag genoem? Father Abraham had many sons. Nee, hier is ons. Reg, dankie drummer, jy het my gehad daarson, né? Dis hoe groot sy naam is. Vandag wil ek vir jou sê, die wagperiode se realisering is nie die Mercedes in jou driveway nie. Dis dat jy kind van God geword het en jy kwalifiseer vir al die beloftes wat hy vir jou wil gee. En tweedens, be careful who you share it with. Los hom laat hy groei. Partykeer moet jy hom net los laat hy groei. En Jean het ons gelos, ons het dit laat groei, ons is Apollos. Nee, oom Johan. En die Here laat hom groei, ons het maar net nat gemaak. En hier is ons weer op die brink van 'n mighty man. En ons sien weer uit, dat duisende mans hulle lewe vir die Here kom gee. Want daai man het 'n woord gehad. Wat ek gesê het is te groot. En hy het gehou by die woord wat God hom gegee het. So ek nooi jou uit vanmôre. As jy 'n belofte van God af het, wees versigtig. Die eerste ding wat die duiwel vir jou sê, is jy's nie 'n kind van God nie, of jy's nie goed genoeg as kind van God nie. Geregtigheid in manifestering van jou gawe, lê presies by wie God is en nie wie jy is nie. Moenie na mense kyk nie. Hou jou fokus op die Here, met die belofte wat hy vir jou gegee het. En wag op die Here, want as daai boom opkom en daai vrugte kom uit, dan is dit nie vir jou nie. Dis vir almal om jou. Mag die Here julle seën.